Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot die Here se lof, Psalm 68. Psalm 68, ons sing verse 9 en 12. Geloof sy God met 'n diep ontzag, want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Die 9de en die 12de vers van Psalm 68 en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom
om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Volgens die boek Spreuke is die beginsel van alle wysheid is die vrees vir die Here, en om daardie vrees van die Here, daai ontzag vir die Here te toon, luister ons nou na sy wet soos hy dit laat afkondig het in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In antwoord op die Here se wet, sing ons weer Psalm 68, hierdie keer die 13de en die 15de vers, Psalm 68, verse 13 en 15. Ons prys die Here in sang en lied. U het u sterkte ons gebied toe dit nag was, lank gelede. U het gehoor na ons gebed en u het ons roemryk uitgered. O hoor nou weer ons bede. Psalm 68 verse 13 en 15 en daarna bid ons saam.
ons bid saam. Saam met al die hemelinge, saam met die hemelwesens wat U toeroep, heilig, 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 so roep ons U ook vanoggend aan, driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons roep U aan want U oorlaai ons elke dag met ryke seëninge. Ons sien hoe die wolke waad deur die lug trek en hoe U die reën bring. Ons sien hoe U ons seën met alles wat ons nodig het om U te kan dien en om ons Here Jesus Christus se naam op hierdie aarde te kan verkondig met woord en met daad en hoe ons lewe. Ons dank U daarvoor. En dit is ook gepas dat ons U dank bewys op hierdie besonderse dag. Nie net nog 'n dag in die week nie, maar 'n dag wat U op sy gesit het, sodat U volk bymekaar kan kom om U woord te hoor. Om die seën wat van die kansel afkom in te drink. En om die psalms wat deur die Heilige Gees daar gestel is, om daardie psalms op ons lippe te neem. Wat 'n wonderlike voorreg. Ons dank U dat ons na U toe kan kom in al ons bekommernisse met gebed en smeking voor U te kan lê. En U weet hoeveel dinge is daar wat ons bekommer. Dinge waaroor U kinders dikwels geen beheer het nie. Dinge rondom die wêreldtoestand, dinge rondom die politiek van die dag, ook wat in hierdie land aangaan, wat internasionaal aangaan. Soveel dinge wat vir ons kommer wek. Ook met ons eie lewens, met ons gesondheid. En U weet wat ons bekommernis is oor die kerk van ons Here Jesus Christus. In besonder die gereformeerde kerke in hierdie land. Ons lê dit voor U Vader troon neer, want U versterk ons in die dag van stryd en U dra ons deur die lewe. En kyk ons terug in die geskiedenis, dan kan ons maar net beamoen dat dit so is. Kyk ons terug in die geskiedenis, dan sien ons Here Jesus Christus wat gekom het in die tyd en hoe dat hy vir sy volk redding en verlossing gebring het. Ons bid dan dat ons nou met gelowige afwagting die woord van ons Here Jesus Christus sal oopmaak, dat ons daaruit sal put en dat die naam van ons Here Jesus Christus in al sy majesteit daardeur verheerlik sal word. Ons vra dit in daai heilige naam, waardeur ons ook vergifnis van sonde het. Amen. 2 skrifgedeeltes wat ons aan die voorhou. Die een, beide uit die Ou Testament uit, die eerste een uit die profesie van Jesaja, en ons lees daar in die 62ste hoofstuk, Jesaja 62. En daarna gaan ons ook uit die boek Daniël lees, en daar wel die 9de hoofstuk. So Jesaja 62 en Daniël 9. In Jesaja 62 is daar 'n baie mooi aanduiding van hoe belangrik dit is dat daar voortdurend gebid moet word vir die kerk van die Here. Ek lees vanaf die eerste vers, Jesaja 62. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, en terwille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos 'n glans en sy heil soos 'n fakkel wat brand. En die nasies sal jou geregtigheid sien, en al die konings jou heerlikheid. En jy sal met 'n nuwe naam genoem word wat die mond van die Here sal noem. En jy sal 'n suurlike kroon wees in die hand van die Here en 'n koninklike tulband in die hand van jou God. Jy sal nie meer genoem word verlatene nie. En jou land sal nie meer genoem word wildernis nie. Maar jy sal genoem word my welbehae en jou land die getroude, want die Here het 'n behae in jou en jou land sal getroud wees. Want soos 'n jong man 'n jonge dogter trou,
so sal jou kinders jou trou, en soos die bruidegom bly is oor die bruid, so sal jou God oor jou bly wees. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur, die hele dag en die hele nag, nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig, en maak tot 'n lof op aarde. Dit dan uit die profesie van Jesaja, en nou blaai ons na die boek Daniël toe. Daniël, en ons lees daar in die 9de hoofstuk, die gebed van Daniël. In die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Galdeërs, in die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem, 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ag Here, groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. En ons het nie geluister na u knegte die profete, wat in u naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders, en tot die hele volk van die land nie. Aan u, Here, kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig, soos dit vandag is. Aan die manne van Juda, en al die inwoners van Jerusalem, en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is, in al die lande waarheen u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Here, aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes, en aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan. En na die stem van die Here onse God nie geluister, om te wandel in sy wette, wat hy ons deur die diens van sy knegte, die profete, voorgehou het nie. Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk, deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses, die knegt van God, want ons het teen hom gesondig. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gespreek het, en oor ons rigters wat ons bestuur het, deur groot onheil oor ons te bring, wat onder die ganse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Moses geskrywe is, al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Here onse God nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtighede en ag te gee op u waarheid nie. Daarom was die Here wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring. Want die Here onse God is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Here onse God, wat u volk uit Egipte land met 'n sterke hand uitgelei en vir u 'n naam gemaak het, soos dit vandag is, ons het gesondig, ons was goddeloos. O Here, laat tog volgens al u geregtigheid, u toorn en die grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg, afgewend word. Want om ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil, is Jerusalem en u volk 'n voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou onse God, na die gebed van u knegt,
en na sy smekinge, en laat ter wille van die Here u aangesig skyn oor die heiligdom wat woes lê. Neig u oor, my God, en hoor, open u oë en aanskou ons verwoeste plekke in die stad waar u naam oor uitgeroep is. Want nie op grond van ons geregtigheid werp ons smekinge voor u aangesig neer nie, maar op grond van u groote barmhartigheid. Here hoor, Here vergeef. Merk op en doen dit, vertoef tog nie, om u ontwil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Terwyl ek nog spreek en bid en die sonde van my volk Israel bely en my smeking voor die aangesig van my die Here my God neerwerp, terwille van die heilige berg van my God. Terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek uitgeput van vermoeienis 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Kom ons antwoord nou daarop deur saam te sing Psalm 74. Psalm 74 en ons sing daarvan die eerste, die tweede verse en die derde verse. Eerste, tweede en derde verse van Psalm 74. Ons herhaal weer Daniël 9, die 19de vers, 'n gedeelte uit hierdie gebed van Daniël. En hy sê, Here hoor, Here vergeef. Here merk op en doen dit, vertoef tog nie om u ontwil, my God. Want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Die groot probleem wat Daniël ervaar, het te doen met sy verlange en die elke ware gelowige se verlange om
by die eredienste van die Here uit te kom. Soos Psalm 42 sê, soos 'n hert in dorre streke, skreeu en dors na die genot, so skreeu my siel na U, o God. Iets wat ons gelowige voorgeslagte ook baie ervare, daar waar hulle in die afsondering was, en daar net by spesiale geleenthede by 'n erediens kon uitgekom word. Iets wat baie mense ervaar het, ook nou so 'n paar jaar gelede met die sogenaamde Grendelstaat toe, eredienste nie toegelaat was vir 'n hele lang tyd. Die ontbering van die eredienste is die grootste ramp vir diegene wat weet dat ons, die aanbidding, dat ons dit nie net elektronies kan kry nie, maar dat ons ook saam met ander mense moet by mekaar kom. Vir diegene wat weet dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. En dat die gebreekte brood by die nagmaaltafel meer werd is as al die skatte van Egipteland. Daniël en sy mense was in so eredienslose toestand. Geen Pasga-viering nie, geen offerdienste nie. Trouwens, daar was nie meer 'n tempel nie. En die volk bid. En Daniël bid, hulle is in ballingskap. En dit is nou al 'n volle 70 jaar. Die ballinge kon met reg sê, hulle bid vas teen 'n koperplaat. Teen 'n koperplaat wat al hulle gebede terugkaats, dag vir dag, nagte deur. En alles bly net stikkend en vervalle. Ons lewens, die lewens van my kinders, my land, my mense, my kerk stikkend en vervalle. Ag Here, U het beloof dat U nie die geknakte riet sal verbreek nie en dat U nie die dowwe lampet sal uitblus nie. Wat is dit met ons gebede dat ons so sukkel? Die Here gee ons vandag sy woord, geliefdes. En die Here gee ons die gebed van Daniël. Mag ons maar hoor en mag ons maar luister. Hoor, Here, hoor en vergeef. Here, merk op en doen dit, vertoef tog nie om U ontwil, my God, want U naam is oor U stad en U volk uitgeroep. Die eerste ding wat ons opval is, Daniël se gebed begin daar waar almal se gebede behoort te begin. Dit begin by God se geopende woord. Ja, selfs hierdie profeet, hy wat self soveel buitengewone openbaringe van God ontvang het, bly soek sy eie antwoorde in die Here se geskrewe woord. Daniël het in die boeke opgemerk, in die profesie van Jeremia, om presies te wees, in die 25ste hoofstuk van daardie profesie, in die 12de vers, dat Jerusalem sal 70 jaar lank 'n pynhoop wees. So het die Here destyds laat profeteer. Die kerk se vernedering, die verbondsvolk se vertrapping, die ballingskap, dit sal 70 jaar duur. En daardie 70 jaar is nou haas verby. Dis nou weer tyd vir 'n omkeer, 'n herstel. En nou vou Daniël sy hande saam in gebed. Want jy sien, geliefdes, die Here se beloftes gaan nie sommer outomaties in vervulling nie. Daar word gelowig gevra om die vervulling daarvan. Ons katekismes stel dit so duidelik dat God sy genade en sy Heilige Gees alleen aan hulle gee wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. So Daniël kon maar net hierdie gedeelte uit Jeremia gelees het, hy kon maar net gerus gaan slaap, die Here sal mos sy beloftes uitvoer, maar nee, dis God se beloftes wat Daniël se geloof in werking bring. God se belofte word die platform van die gebed wat hemelwaarts skiet. Daniël hou die God
wat van geen wankel weet nie, hy hou hom aan sy woord wat God nooit sal vergeet nie. Here hoor, Here merk op en doen dit. Wat U beloof het, sal U doen. Ons merk 'n lang aanloop tot hierdie punt in die profeet se gebed. Die gebed neem lank om by die punt te kom van dit wat Daniël eintlik wil vra. Ons sou miskien kon redeneer dat ons nie sal vergeet om die Here aan sy beloftes te herinner nie. Wel, kom ons herinner hom. Kom ons doen dit en ons kry klaar. Kom ons kom by die punt van dit wat hy beloof het. En dit wat ons nodig het. En wat hy weet wat ons nodig het. God weet mos wat hy beloof het. 'n Goeie begrip het net 'n halwe woord nodig. Nee, weer eens nee. Daniël se uiteindelike pleidooi het 'n lang aanloop. Hy besef dat die Here se belofte, dat dit ook maar net genade is. En daarom begin Daniël met 'n skuldbelydenis. Voor sy gebed om genade, bely die profeet eers sy skuld. As voorbidder vir sy mense, bring Daniël eers hulle sonde aan die orde. Soos baie van ons gebede, kon die profeet ook net begin het met gee. U het mos beloof, Here, nou moet U gee. Gee ons weer ons land, gee ons weer ons huise, gee ons dierbare tempel vir ons terug, gee weer dat U huis kan weer klink van kinderstemme, gee ons weer vryheid. Maar Daniël tas dieper. Hy smeek nie, Here gee nie, hy smeek, Here vergeef. Hy roep nie, ontferm U oor die ellende van ons ballingskap nie, hy roep, ontferm U oor die ellende van ons skuld. Want daardie skuld is veel groter as die ellende, as die ballingskap, as die siekte, as die armoede, as watter toestand daar ook al is. Here vergeef. Mea culpa, my skuld. Ons het gesondig. Ons was goddeloos. Daniël plaas nie die blame by die Babyloniërs nie, daai trotse heidene wat Jerusalem verwoes het nie. Daai afgode dienaars wat die Here se kinders weggevoer het nie. Hy verwys nie na die ewig goddelose Darius nie. Net so min wat ons as verbondsvolk in hierdie land vandag eerstens moet die vinger wys na hierdie heidene waaronder ons gestel is. Dit is maklik om te sê dat hierdie kontinent gaan ten gronde weens die bewind van agterlike diktators. Hierdie land kwyn onder onbeholpe swak regerders. Of dat alles ten gronde gegaan het omdat hierdie land in 1994 aan 'n klomp sosialiste oorhandig is. Dis maklik om te sê. Dis moeiliker om te sê my skuld. Dis ons skuld. Moeiliker om van die preekstoel af te sê, as jy dit al reeds gesê het en jy weet dat die gemeente dit eintlik nie wil hoor nie. Dat die volk dit eintlik nie wil hoor nie. Moeiliker om te sê dat ons voor die gode van voorspoed en sport gebuig het. Moeiliker om te sê dat ons gode nou vir hoeveel dekades al lank nog steeds net rugby, Sunny Skies en Chevrolet was. Moeiliker om van die preekstoel af te sê, as jy dit al reeds gesê het en jy weet dat die gemeente dit eintlik nie wil hoor nie. Moeiliker om te sê, ons het ons gode gevind in die huisgenote en in televisiesepies en al die uitsprake van liedjie-ikone. Het is moeiliker om te sê dat ons gruwelik agterloosig was met ons doopbeloftes en dat ons huisgodsdiens met al die ander afleidings wat daar is, verwater het tot niks. En dat die onderhouding van die eredienste en die sakramente skandelik agteruit gegaan het. Om ons sondes, sê Daniël, en die ongeregtighede van ons vaders ontwil, dit is die oorsaak dat Jerusalem en u volk
'n voorwerp van versmading vir almal rondom ons is. Daniël verwys na volkssondes van meer as 'n eeu gelede. En hy sê om ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil. En Daniël gee 'n uiteensetting van die volk se sondes. En daar's een refrein wat in hierdie belydenis voorkom en gedurig voorkom, ons het nie geluister nie. Ons het gehoor, ons het die knegte gehoor, ons het die profete gehoor, ons het die wet gehoor, ons het die stem van die Here ons God gehoor, maar ons het nie geluister nie. En daarom het hierdie ellende oor ons gekom. Ons het die profete aangehoor, sommige van hulle het baie mooi gepreek. Maar hier in ons harte het niks verander nie. Ons harte het koud gebly. Ons harte was gierig, wêrelds, wellustig, haatdraand. Buiteom was ons witgepluisterde grafstene, maar binne was ons verrotte doodsbeenere. Ons hoor van die preekstoel dat ons vroue en ons dogters mag nie kaal rondloop nie, en dan by die huis sê ons, chips, hier kom die dominee, trek vir jou iets oordentlik aan. Ons hoor van die preekstoel dat God vloektaal haat, en dan by die boerevereniging of by die braai sê ons, as die dominee nou nie hier was nie, sou ek sekerlik sterker woorde gebruik het. Broeders en susters, dat ons dit vir mekaar sê, 'n gebed sonder skuldbelydenis, 'n pleidooi sonder 'n spesifieke skuldbelydenis bereik niks. Niks. Die apostel Johannes sê in sy eerste brief, as ons sondes bely, hy is getrou en hy is regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sondes bely. En wat onderskei ons as verbondsvolk van die mense buite die kerk? Hulle is nie groter sondaars as ons nie. Wat die kerk van die wêreld daar buite onderskei, is dat ons deur die Here se genade die sonde leer ken het en dat ons dit bely. En daar waar daar nie meer skuldbelydenis is nie, daar hou die kerk op. Daar waar daar nie meer skuldbelydenis is nie, word ons gebede net woorde in die wind. Dit gaan oor mea culpa, mea culpa. O Here, vergeef. Nie op grond van ons geregtigheid werp ons smeekinge voor U aangesig neer nie, maar op grond van U groote barmhartigheid. Neig U oor, o God, en hoor, open U oë en aanskou die verwoeste plekke. Aanskou die stad waaroor U naam uitgeroep is. Na hierdie pleidooi om skuldvergifnis gaan Daniël verder. En nou kom die profeet daarby uit om die Here, die God, die Almagtige op te wek om sy volk te bevry, om Jerusalem en die tempel te herbou. Die profeet doen dit deur die Here se saak voorop te stel. Die profeet doen dit deur die Here se saak sy saak te maak. Want oor die algemeen is ons almal fliks om te bid, maar wanneer dit oor ons eie sake gaan, ons eie materiële en liggaamlike nood, wanneer dit in gedrang is dit asof die stram knie makliker buig. Maar wanneer dit oor die Here se saak gaan, dan word die gebede skaars. Ek gaan vinnig oor daai gedeelte in die Onse Vader wat sê, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, maar ek bly langer stil by die gedeelte wat gaan oor my daaglikse brood, want dis waaroor dit eintlik vir my gaan. Daniël beklee 'n goeie posisie aan die koninklike hof in 'n groot wêreldstad, om persoonlik vir hom om terug te keer na Jerusalem sou hom niks in die sak bring nie, maar daar is iets wat hom pla, iets wat sy gebede aanvuur.
Daniël openbaar hom nou as een van die wagte op Sions mure waarvan ons in Jesaja 62 gelees het. Hulle was die voorbidders vir die kerk van die Here. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit. Wagte wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie en laat hom nie met rus nie totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op aarde. Solank Jerusalem 'n hoopklippe is, solank daar nie meer eredienste gehou word nie, solank die eredienste disintegreer, solank die nagmaalbeker in die kas lê en stof vergader, lag die heidendom. Dit mag nie. Dis nie Israel wat 'n bespotting is nie. Dis Israel se God. En daarom die gebed, Here, merk op en doen dit. Vertoef tog nie. Om u ontwil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Sien u waar die klem lê, geliefdes? Nie my saak nie, nie ons saak nie, maar God se saak. Daniël pleit op die naam van God. God se naam is verbind aan Jerusalem. Is die Here se naam nog in daardie pynhoop te vind? Is die naam nie meer werd as dit nie, Here? Dit lyk asof Daniël baie waag, maar hy mag dit doen, geliefdes. God se naam en sy groote barmhartigheid vorm 'n diepe eenheid. En dit was ook die inleiding van die Here Jesus se hoë priesterlike gebed in Johannes 17. Ek het u naam geopenbaar aan die mense, sê die Here Jesus. Hy was die openbaring van God se naam. Hy was Immanuel, God met ons. Hy was die openbaring van God se groote barmhartigheid. In Christus lê die eenheid van God se heilige naam en sy barmhartigheid. Dis die geheim van Daniël se gebed. En daar is geen sterker dryfkrag vir 'n gebed nie. Alles en dan is van onsself afgestroop. Alle trots, alle werkheiligheid, alle eie geregtigheid. Ons het niks in die hand nie. Net God se naam in die mond. God se naam en sy groote barmhartigheid en sy beloftes. Niks bly meer oor nie. Net God se verbond. 'n Gebed in die naam van die Here Jesus Christus. En ons weet dat Daniël se gebed uiteindelik oor baie meer gegaan het as net die terugkeer uit die ballingskap en die herbou van die tempel. Uiteindelik het dit gegaan oor 'n krib daar buite Bethlehem. Uiteindelik het dit gegaan oor 'n kruis buitekant Jerusalem se poort en oor 'n graf wat leeg staan. Daniël bid, Here, vertoef tog nie. Vertoef tog nie. En uiteindelik kry hierdie smeking sy ware betekenis wanneer ons, die gemeentes van die Nuwe Testament, wanneer ons bid, Maranatha, kom gou, Here Jesus, ja, kom gou. Geliefdes in ons Here, ons mag en ons moet al die pynhope in ons lewens aan die Here opdra, as ons dit as sy saak sien en nie as ons saak nie. Want sien, hierdie siek liggaam van my, dis nie my liggaam nie, dis die Here se tempel. Hierdie huwelik van my, dis nie my huwelik nie, dis 'n afskynsel van Christus se huwelikshuis. Christus se huwelik met sy bruidsgemeente. En ons bid die Here dat sy huwelikshuis nie onteer sal word nie en dat dit nie 'n bespotting van die wêreld sal wees nie. En hierdie ongehoorsame, opstandige kinders van my, dis nie my kinders nie. Hulle is gedoop in die naam van die drie-enige God. Hoor, Here, hoor, want u naam is oor hierdie kinders uitgeroep. En hierdie volk van my is nie my volk nie. Dis 'n volk wat u opgetel het. Dis 'n volk wat u opgetel het toe hulle daar by Bloukraans en Wenen en Moordspruit in hulle eie bloed gespartel het.
En U het van hulle 'n geloftevolk gemaak. En hierdie gemeente van ons, dis nie ons gemeente nie, hoor Here, hoor en vergeef, merk op en doen dit, vertoef tog nie om U ontwil. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom laat ons dank. Driemaal heilige God en Vader wat alles in die hand hou en telkens maar vergewe, goeie Vader wat die Vader is van alle vertroosting en ontferming. Ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus, hy wat Israel se vertroosting is. En ons bid dat die Heilige Gees al hierdie woorde waar sal maak in ons lewens. Die erns daarvan. Die erns van die tyd waarin ons lewe. Die erns van die verval onder ons mense. Die erns van die verval van die kerk van ons Here Jesus Christus. Met soveel eie willigheid. Met soveel woordongehoorsaamheid. Met soveel vroom preke sonder dat daar enige ware oproep tot bekering is. En elkeen van ons se persoonlike lewens, want U ken die swart verborge dieptes van ons harte. Ons bid dat ons ook daar sal uitroep, my sonde. En dan vra ons Hemelse Vader, dan vra ons dat U sal let op die pynhope van Jerusalem. En as dit U wil is, want U het ons nie nodig nie, en U het Jerusalem nie nodig nie. Maar ons bid in die naam van die Here Jesus Christus, dat U sal vergewe, en dat U weer U naam, wat oneer aangedoen word deur ons, deur die mensdom, dat U weer daardie naam in ere sal hou, by ons en by die mensdom, in die naam van ons Here. Amen. Ons sing weer uit Psalm 74 uit, en hierdie keer verse 13, 15 en 16. Verse 13, 15 en 16. Hef op U voete na die ewige puin. Dit is U heiligdom wat neergestort het, van plunderaars geheel en al 'n prooi geword het. Hoog rysel vaandel nou op Sion skrein. Psalm 74, dit was die 3de vers, ons sing die 13de, die 15de en die 16de verse.
Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.